Ons begin vandag met ons Pinksterreeks. Nou, daar's 'n boekie beskikbaar by die kerkkantoor. Daar's blykbaar nog so 40 beskikbaar. Wat wonderlik is van die boekie is, ons praat oor ontmoetings met God. Nou, hier's 'n dagstukkie vir elke dag, en dit begin nou eintlik van môre af. So, dit is nou week 1, wat ons hanteer, dan begin hy met dag 1. Dan sal jy nou sê, byvoorbeeld, Jakob was op die vlug, want ons praat oor Jakob vandag, alleen en bang. In sy mees kwesbare oomblik berei hy voor om te slaap, met dit 'n klip as sy kussing. Dink na oor jou eie wilderniservarings. Die tye toe jy alleen en onseker gevoel het. Hoe het God jou in daardie alleen tye ontmoet? Nou, sulke stukkies is elke dag daar. So, vir volgende 35 dae kan jy die boekie kry. Jy kan bestel, sommer kry by die kerk. Corneille, sy ons storie nou beskikbaar na die diens op waar. Is reg, Rian gaan oppak, sy sê sy sal verkoop. Dis net R20. So, is eintlik gesubsidieer. Hy kos eintlik oor die R40, maar die kerk subsidieer die helfte daarvan. So, kry so 'n boekie vir jou, en dis deel hiervan. Dis nie net vir die omgiegroepe nie, al die omgiegroepe hanteer dit, baie van die Bybelstudiegroepe hanteer dit ook, maar dit is vir jou as individu ook. So, jy moet net so deel voel van alles soos almal. Al is jy nie omgiegroep nie. Miskien is daar 'n paar van julle wat besluit, ons gaan 'n groepie bymekaar maak vir die volgende 5 weke. Fantasties. Net soos jy wil. Maar wat lekker is hierdie jaar, is daar dagstukkies vir elke dag waarna jy kan gaan kyk. So wees deel van hierdie opwindende reeks. Ontmoet God op die pad, en ons gaan kyk na 5 Bybelfigure se ontmoetings met God. En vandag begin ons nou met Jakob, en daarom ons tema, Jakob ontmoet God in donker tye. So kom ons maak die Bybels oop by Genesis 28, en ek gaan dan lees hier vanaf vers 10. Paul het daar reeds vir ons gebid, dat die Here die woord van die Here vir ons sal oopbreek. Baie dankie ook vir die musiekgroep, vir baie geseënde lofprysing en aanbidding. Jakob se droom by Bethel. Jakob het uit Berseba vertrek en na Haran gegaan. Hy kom toe by 'n plek en oornag daar, want die son was al onder. Hy het een van die klippe van die plek geneem, dit as sy kopstuk neergesit, en op daardie plek gaan lê. Hy droom toe. Kyk, daar is trappe wat op die aarde staan, waarvan die bopunt na die hemel reik. Daar was boodskappers van God wat daar langs op en af gaan. En kyk, die Here staan bo aan die trappe en sê, ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham en die God van Isak. Die grond waarop jy lê, aan jou en jou nageslag gee ek dit. Jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde. Jy sal uitbrei na die weste, die ooste, die noorde en die suide. Deur jou en jou nageslag sal al die groot families van die aarde geseënd wees. Kyk, ek is met jou, en ek sal jou beskerm oral waar jy gaan. Ek sal jou laat terugkeer na hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek jou beloof het. Jakob het uit sy slaap wakker geword en gesê, waarlik, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie. Hy het bang geword en gesê, hoe vreesaanjaend is hierdie plek nie. Dit is niks anders as die huis van God nie. Dit is die poort na die hemel. Jakob het die oggend vroeg opgestaan en die klip wat hy as 'n kopstuk neergesit het, geneem en dit is 'n gedenksteen opgerig. Hy het olie oor die bopunt daarvan uitgegiet. Hy het die plek Bethel genoem, maar die naam van die dorp was vroeër Lus. Jakob het toe 'n gelofte afgelê. As God met my sal wees en my sal beskerm op hierdie pad waarop ek nou gaan, en vir my kos gee om te eet en klere om aan te trek, en ek ongedeerd terugkeer na my familie, dan sal die Here my God wees. En sal hierdie klip, wat ek as gedenksteen opgerig het, 'n huis van God wees. En ek sal van alles wat u vir my gee, getrou tiendes aan u afstaan. So gebruik so die gedeelte, en so 'n bietjie 'n paar ander gedeeltes ook, maar ek sal dit nou ook so aankondig. God in donker tye. Jakob ontmoet God in donker tye. Soms beleef ons ook moeilike tye. Soms beleef ons ook donker tye, soos wat Jakob ook hier beleef het. En soms vra ons maar baie dieselfde vraag as 'n Jakob. Te vra maar, waar is God? Het God my miskien vergeet?
Soms wanneer ons in moeilike tye is, en in krisistye is, dan raak 'n nag lank. Ek ons almal het dit al beleef. Jy rol rond en jy probeer slaap, jy probeer aan ander gedagtes dink, maar jy dink heeltyd aan hierdie krisis. Jy sê vir jouself, dink nou iets anders. Hoe meer jy sê, dink aan iets anders, hoe meer dink jy oor die krisis. En so worstel jy met hierdie krisis vir die hele nag. Miskien het verlies oor jou pad gekom. Miskien is jy 'n seisoen waar daar mense baie naby aan jou dood is. Of seer. Miskien is jy in 'n tyd van onsekerheid en jy weet nie wat die toekoms vir jou inhou nie. Miskien het jou lewenspad vir jou donker geword. Jy is vanoggend toe ons hier is, toe hoor ek van iemand wat selfdood gepleeg het. Ek vanoggend die boodskap gekry het. Partykeer raak die lewenspad net te donker. Jakob vlug. Ja, baie was sy situasie was hy eie toe doen. Hy vlug, maar hy's alleen, hy's onseker oor sy toekoms, hy het hierdie innerlike stryd hier binne in hom. En dis waar by ons vandag gaan stil staan, hoe ontmoet God vir Jakob? En dat is eintlik 2 ontmoetings. Die eerste ontmoeting het ons nou gelees in Genesis 28, maar dan is in Genesis 32 ook weer ontmoeting. Ons was so 'n bietjie by al 2 hierdie gedeeltes ook stil staan. Maar kom net gou so trekkie terug oor Jakob. Wie was Jakob? Baie vinnig. Jakob, weet ons, was een van 'n tweeling. Jakob en Esau. En ons weet Esau was eintlik, sommer in die begin waar daar gesê het, hy was rooi van kleur en Jakob het sommer toe hy gebore is eintlik so aan sy hakskeem vasgehou. Gaan lees daai tekste in die Bybel, is eintlik baie mooi tekste. En Esau was hier 'n rowwe mater in die veld. En dan weet ons wat beteken Jakob se naam bedrieër. Hy het eintlik sy naam uitgeleef. Ek gaan nie 'n lang geskiedenis vertel net vandag. Ons weet van Esau in die eerstgeboorte reg, hoe Jakob eintlik vir Esau bedrieg het. Ons weet van Jakob wat sy pa Isak bedrieg het. Waar hy die seun, die eerstgebore reg, die seun geneem het eintlik van sy broer Esau, wat eintlik eerstegebore is. Waar hy en sy ma eintlik kop in een was, Rebekka. Om te sê, maar jy moet nou, dis nou letterlik, Esau was 'n baie harige ou, so nou letterlik voel, want Isak kon nie meer sien nie. En dat hulle haar op sy arm sit, dat hy, as hy voel, om te sê, want hy kan nie sien dat dit Esau is nie. Is dit jy Esau? En ek dink hy moes seker sê, ja pa. En as hy kom, dat hy kan nie voel, en dan voel hy hom. En so bedrieg hy eintlik die pa, en so kry hy die seun, Jakob, in plaas van die eerstgeborene Esau. Bedrieër, Jakob, naam beteken bedrieër, en hy het so uitgeleef. So, ja, eie keuses wat hy ook uitgeoefen, wat verkeerde keuses was. En dan word hy eintlik weggestuur Laban toe. Na Laban toe, na 'n plek met die naam van Haran, is die eerste vers wat ons gelees het. So, daar's eintlik 2 redes, want Esau wou hom doodmaak. As jy lees in Genesis 27 staan daar, my seun, luister dan na my, so dis Rebekka wat praat, hy sê, vir Jakob, maak gereed en vlug na my broer Laban en Haran, bly tyd lank by hom, totdat die woede van jou broer bedaar het, dat hy net ontspan, net rustig raak. En as dit bedaar het, en het vergeet wat jy hom aangedoen het, dan gaan ek iemand stuur om jou daar te laat haal staan daar. Dis die een rede. So, jou lewe is belangrik, so gaan eerder na my broer Laban toe. Maar die tweede rede is, gaan kry vir jou ook 'n vrou, wat, ek weet, 'n vishoek is dit glad nie so. Die skoonmaas en die skoondogters kom fantasties oor die weg. In vishoek. Maar met Rebekka, hulle het dit nie lekker gewerk nie. Kyk, sommer vroeg in die Bybel. Jy lees hom daar, sy sê in vers 46 van hoofstuk 27 staan daar, Rebekka het vir Isak gesê, so hy sê van man, ek het 'n wees in my lewe as gevolg van hierdie Hetitiese vroumense, dis nou die 2 vrouens van Esau. As Jakob uit die Hetitiese vroue, uit die vroue van die land 'n vrou neem soos hierdie 2, waarvoor leef ek dan?
As jy die vorige hoofstuk lees, eintlik in hoofstuk 26, staan daar vir Rebekka, was hulle, dis nou die twee skoondogters, 'n bron van bitter verdriet. So, sy was nie baie lief vir die twee skoondogters nie, en daarom, dis die tweede rede. So, eerste rede vir Jakob, dat hy sy lewe behou, dat Esau hom nie doodmaak nie, word hy gestuur na Haran toe, maar ook gaan kry vir jou vrouens van ander volk, want hooplik kan dit net beter gaan as skoondogters as wat ek nou het. Goed. En dan vlug Jakob, en dis nou die punt waarby ons besig is. So, Jakob vlug, Jakob is op pad, eensame pad wat hy stap, jy moet jouself, ek sê dit altyd, en ek sê dit maar weer 'n keer, leef jouself in die prentjie in, probeer die prentjie sien, soos Jakob daar stap, jy weet, as hy wegstap van sy ma af, stap hy weg van sy huis af wat hy ken, hy stap weg van sy familie af wat hy ken, hy stap weg van vriende af wat hy ken, en hy stap 'n eensame pad, alleen, hy kan nie gou vir ma bel, WhatsApp nie, of SMS in die ou dae, daar is nie so iets nie, as jy weggestap het, het jy weggestap. Stap alleen weg, verlies aan enige bekendheid. Hy weet hy gaan Haran toe, maar hy weet ook nie wat hy daar gaan kry nie, want hy ken nie vir Laban nie. So hy is eintlik op pad, eintlik heel van die donker in, en hy stap maar net. Miskien het hy nog 'n skuldige gewete ook, ek weet nie. Wonder wat gaan deur sy kop as hy stap. Hy het dus so die seën gekry, maar ewe skielik voel hy seker, maar hierdie seën help nou nie vir hom baie nie, want hy is eenkant, hy is alleen. Miskien verkeerde keuses. Ons maak maar almal verkeerde keuses ook. Baie keer is verkeerde keuses ook maar gevolge vir elkeen van ons. Verkeerde keuses maak baie keer dat ek en jy nie slaap in die nag nie. Ons dinge gesê het, gedoen het, wat nie reg was nie. Wat jy weet wat nie reg was nie. En dan vind ons hom waar hy moeg is, en hy gaan lê en slaap, en sy kussing is 'n klip. 'n klip, harde klip. Ek dink dit is nie gemaklik om so te slaap nie. En as hy dan gaan slaap, dan gebeur daar iets, en hy sien hierdie visioen van 'n leer, met engele wat om die leer gaan, op en af beweeg van die leer, met God wat heel bo is. Amper iets van hierdie prentjie, wat julle hier voorsien. Nou is dit baie belangrik wat hier gebeur. En dis eintlik wat ons gesing het met, ons sing van die wonderwerker. Ons gesing van, partykeer soek ek nie eens vir God nie, God is daar. Kyk mooi wat gebeur hier. Jakob het nie gesê, hy het nie gebid nie, hy het nie gesê, ek is jammer nie, hy het nie vergifnis gevra nie, hy het nie 'n goeie daad gedoen nie, hy het net gaan slaap. Hy het net gaan slaap. Oor toe gemaak, en dan kom God, en God praat met hom. Nie oor iets wat hy self gedoen het nie. So God se openbaring kom nie omdat Jakob nou so oulik is of so goed nie, of wat sy verdienste is nie. Lees vers 12 tot 15. Maar God is daar, hy vlug eintlik weg van almal af, maar hy kan nie eens van God wegvlug nie, want God is oral. Dit is eintlik ironies. Eintlik so mooi as jy dit eintlik so lees. En dan staan daar dat God praat met hom. En wat sê God vir hom? Ek gaan nie dit als lees nie. Ek wil net hê jy moet die teks daar sien, maar hoor my net gou. Eintlik praat God verbondstaal. God gaan haal eintlik wat hy sê in Genesis 17 vir Abraham kom sê hy vir Jakob. Ek is Here, die God vir jou voorvader Abraham, die God van Isak, en jou nageslag gaan baie bekende woorde, né? Die Here sê vir my, jy is deel van die verbond. Ek stap die pad saam met jou. Ek is met jou. Vers 15, kyk, ek is met jou en ek sal jou beskerm oral waar jy gaan. Selfs in jou donker. In jou donkerste tye is ek vir jou daar, want jy is deel van die verbond. Ons is deel van die verbond. Jy wat hier sit, is net so deel van die verbond. Daarom kan jy hierdie woorde vir jouself gryp, om te sê dat die Here sê vir jou ook, in jou donker tye. Al voel jy God is nêrens nie, al voel jy hoor nie van God nie, jy sien nie van God, jy sê God vir jou, ek is vir jou daar, in jou donker tye. Ek is met jou, ek sal jou beskerm oral waar jy gaan. So as iemand doop ons hulle in die verbondsdoop.
Julle hoor die woord verbond? Van geslag na geslag voorsien die Here. Ons 470 jaar, van geslag na geslag na geslag voorsien die Here. Is ek en jy deel daarvan? Sê die Here vir jou, wie wat, ek is ook by jou. In donker tye is dikwels ontmoetingsplekke met God. Dink jy as ek juist voel, God is nie daar nie, dan is God daar. Partykeer as ek voel, ek is hier in 'n hospitaalkamer en ek is alleen, dan sê God vir jou, ek is eintlik daar. Ek is teenwoordig. Verskoning. As jy deur rou gaan, dan sê God, ek is vir jou daar. As jy deur siekte gaan, God sê, ek is vir jou daar. Dis wat vers 15 sê. Ek is met jou. Ek beskerm jou. Waar jy ook al gaan, is ek saam met jou. Waar jy jouself bevind, stap ek saam met jou. Donker tye in elkeen van ons lewens is dikwels tye waar ons juis vir God ontmoet. As ons die verhaal optel, dan is dit 20 jaar later in Genesis 32. Op daai stadium, Laban was maar net so bedrieglik soos wat nou Jakob was. So hy moes eers werk, hy het gesê, hy wil vir Rachel hê, en toe kry hy sommer, na 7 jaar werk hy baie hard, toe kry hy vir Lea. En toe hy sien, dis Lea. Die Bybel sê dit eintlik half baie ligtelik. Ek gaan dit sê wat die Bybel sê dit. Ek wil dit sê dis die Bybel wat sê. Hulle sê Lea was so 'n bietjie dof. Dit staan in die Bybel. Sy was 'n bietjie dowwerig. Okay, die sy nie, haar oë. Hoofstuk 29 vers 17 staan daar, Lea se oë was dof, maar Rachel het 'n mooi voorkoms gehad en sy was beeldskoon. So, ja. So, en hy was toe 14 jaar eintlik werk, né? En dan lees ons na 20 jaar, so hy het nou vrouens gehad, hy het kinders gehad, hy het baie slawe gehad, hy het 'n klomp diere gehad, almal van hulle, en hy het besluit, hy moet gaan jammer sê vir Esau. Hy wil teruggaan, en hy gaan jammer sê vir Esau. En dan is hy op pad terug, en dan stuur hy eers 'n klomp mense vooruit om seker te maak, en dan hoor, kom die mense terug na hom sê, hoorie, maar Esau is op pad met 400 manne. En dan staan hy bang geword. Hy was maar lekker bangbroek gewees, hoor. So, hy het bang geword. En dan besluit hy, nee, nou moet hy 'n plan maak. Dan is hy strategies, en dan sê hy, nee, maar kom ons, ek gaan julle, alles wat ek het, gaan ek nou groepe opdeel. Dan sê hy, groep 1, groep 2, groep 3, groep 4. En dan sê hy, daar is 'n klomp slawe, en daar is diere, en vat hierdie geskenke saam, en gee dit vir Esau, en sê, dit kom van my af. So die eerste groep gaan vooruit, en sê, Esau, Jakob is op pad, en hy gee hierdie geskenke vir jou, en dan die volgende groep dieselfde, en die derde groep dieselfde, om te kyk of hy nie net die guns kan wen van Esau nie. En dan, die laaste deel is dit hy en sy kinders, sy vrou en sy kinders, en dan gaan hulle deur die Jabok drif, en hy bly alleen agter. Ek gaan nou gou praat net oor hierdie gedeelte. Weer in die nag, waar hy stry met en worstel met 'n man van God. Dit is eintlik die heel nag wat hy so worstel. Ek het nou gesê, soms worstel ons ook maar die nag, in ons donker tye, waar jy sukkel om te slaap. En dan net voor die daglig word, dan sê Jakob vir die man van God met wie hy stry, dan sê hy, ek gaan u nie los voordat u my nie seën nie. En dan slaan hierdie man van God hom op sy heupgewrig. Daar staan daar, Jakob het alleen agtergebly, en man het met hom geworstel tot dagbreek toe, vers 25 van hoofstuk 32. Toe hy sien dat Jakob nie oorweldig nie, het hy hom op sy heupgewrig getref, en Jakob se heup is in die worsteling met hom ontwrig. En dan vra hy, maak my u naam bekend, ensovoorts. Maar in elk geval op die punt van die saak kom hy daarop neer, dat hy sê, maar ek gaan u nie los voordat u my nie seën nie. En dan seën die man van God om te sê, ek verander jou identiteit. Ek verander jou van Jakob na Israel. Bedrieër, en Israel beteken vegter vir God. En daar kom 'n wenteling in Jakob se lewe. Kom ons raak net gou prakties.
Hoe voel 'n mens as jy in 'n donker tyd is? Hoe voel jy as jy 'n krisis beleef? Ek dink die eerste hoe jy voel is, miskien beleef jy dit self, miskien is daar 'n vriend of 'n vriendin van jou wat deur moeilike tye nou gaan, familielid wat deur krisistyd gaan. Miskien help dit vir jou om dit beter te verstaan, of miskien jouself beter te verstaan. Ek dink die eerste is, voel 'n mens verward. Jy voel, jy wil die legkaart by mekaar sit, jy probeer alles wat jy kan om die legkaart by mekaar te sit, maar dit kom net nie by mekaar nie. Jy kry net nie dat dit pas nie. Jy sukkel om antwoord te kry binne hierdie ervaring en belewenis, as jy in hierdie donker tye is. En dan kan jy soms so moeg voel, fisies moeg, maar ook geestelik uitgeput, emosioneel uitgeput wees, dat jy voel, jy het nie eers woorde nie, jy kan nie eers praat nie. Jy kan nie eers sê hoe jy voel nie. Jy het nie die woordeskat nie. Jy is net gaar. Dis gevolg van hierdie emosionele ding wat jy dra in jou donker tye wat jy loop. En dan, al is jy tussen 'n klomp mense, voel jy eintlik so alleen. Die lewe gebeur hier om jou, alles gebeur, alles. Maar dis net jy en hierdie krisis wat in jou gedagtes is, hierdie duisternis wat in jou gedagtes is, iets wat als oorneem in jou kop, is dit net jy wat daarmee stoei en daarmee worstel. En dat dit jou selfs bang maak vir die toekoms. En jy weet nie wat vir jou voorlê nie, en dit maak jou nog meer onseker. Miskien het jy siekte diagnose gekry, en jy weet nie of dit gaan beter gaan nie. Wat maak ek daarmee? Wat maak ek daarmee as dit ook 'n familielid is? Wat se effek gaan dit hê vorentoe? Hoe gaan ons vorentoe? En dat mense soms in sulke tye ook sê, Here, hoekom ek? Wat weerstal, Here, hoekom moet ek hiermee stoei? Hoekom moet ek hiermee worstel? Here, vat dit net weg. Kan dit nie wees soos wat dit was vroeër nie? Hoekom moet dit wees soos wat dit nou is? As jy of 'n vriend of 'n vriendin deur donker tye gaan, is dit die goed wat deur mense se gedagtes gaan. En wat maak jy dan daarmee? En ek wil net 'n paar rigtingwysers gee. En dis nie die einde van alles nie. Be an end all of everything. Ek dink die eerste is, haal net asem. Haal net diep asem. Al gee jy net een treetjie vorentoe, is dit ook reg. Jy genade met jouself. Haal asem. Tweede wat ek daarmee wil sê is, gaan soek God se teenwoordigheid, want God sê ek is daar. Dis wat Jakob se verhaal ons leer. In die donkerste tye van Jakob, of dit Genesis 28 was of Genesis 32 was, God was daar. God is daar in jou donker tye. Soek sy teenwoordigheid, sien sy teenwoordigheid. Dis iets anders om sy teenwoordigheid te soek, as om God se antwoorde te soek. Dis iets anders, dis twee verskillende goed. Soms is dit net nodig om God se teenwoordigheid te soek, aan die Here vas te hou. Sonder om te wil al die antwoorde te hê. Want soms kry ons, kom ons wees eerlik, soms kry ons nie antwoorde vir alles nie. Dis ook waar. Maar leef in die teenwoordigheid van God. En ek wil sê, soms het jy net nie woorde nie. Jy kan met niemand praat nie, jy wil met niemand praat nie. Jy kan nie bid nie, jy voel asof jy nie woorde het om te bid nie. Jy het geen woorde meer nie. Jy weet nie eens wat om vir die Here te sê nie, in so 'n situasie nie. Dan wil ek jou aanmoedig, gaan maak die psalms oop, gaan lees die psalms, gaan bid die psalms. Jy kan die woord bid ook. Bid die woord. Jy moet net te lees nie, bid die woord. Dit gaan jou help om ook woordeskat te vind vir jou donker tye waarin jy is. En as jy
in 'n wonderlike posisie, gunstige posisie is dat jy goeie vriende het wat jy vertrou. Vra vir gebed saam met jou. Laat ander saam met jou dra. 'n Gedeelde las is juist dit. 'n Las wat gedeel word. Gaan nie miskien vir jou al die antwoorde gee nie. Ten minste het jy iemand wat saam met jou hierdie las dra. Wat saam met jou is. Miskien jy maak so wat Jakob gemaak het. In hoofstuk 28. Wat doen Jakob? Hy het die klip wat hy sy kopstoot neergesit het, geneem en dit as 'n gedenksteen opgerig. Hy het olie oor die bopunt daarvan uitgegiet. Miskien jy dit gaan doen. Jy gaan olie oor iets uitgooi nie. Miskien moet jy jou geloofsmonumente gaan opdiep. As jy iets van die Here beleef het, laat dit 'n geloofsmonument in jou kop raak, in jou belewenis raak. En dat jy dit onthou, dat as ek in moeilike tye is, dat ek terug kan gryp daarna en sê, kyk hoe die Here het vir my hier gehelp. Kyk hoe die Here vir my daardeur in moeilike tye gehelp. Kyk hoe was die Here vir my hier gewees. So, ek het nie geweet hoe ek vorentoe gaan in hierdie situasie, maar as ek terugkyk, kyk, die Here was vir my daar. Het is belangrik om jou geloofsmonumente in jou lewe op te rig. Dan skryf dit neer. Dan skryf dit in jou Bybel neer. Jy gaan begin neerskryf en dan gaan dink jy jy's klaar. En dan gaan jy agterkom maar daar's nog 'n moment. En daar's nog 'n moment. Dit is eintlik baie goed om maar die momente te onthou. Om dit saam met jou te dra. Dat in tye wanneer jy swaar gaan, maar jy voel ek is alleen, dat jy eintlik weet die teenwoordigheid van God is eintlik altyd daar. God is altyd daar. Want dis wat hy sê, dit is wat sy verbond sê vir jou en vir my. Kyk, ek is met jou en ek sal jou beskerm waar jy ook gaan. Mag het wees dat jou donker verhaal nie die einde is van jou narratief nie. Hier is nie maklike antwoorde en ek wil nie maklike antwoorde gee nie. Want hierdie is net teenwoordigheid in die Here. Jy en die Here. Verhouding met die Here. Saam met die Here die pad te stap. Psalm 23 vers 4 sê, al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie. Want U is by my. In U hande is ek veilig. Mag jy dit so beleef. Amen. Here, dankie vir die woord. Dankie dat ons in U teenwoordigheid kan wees. Ook soms as ons voel, ons is nie in teenwoordigheid nie, is U daar. Dankie vir U daar wees. Amen.